Voor ons begin wil ek jou vinnig herinner aan al die potgooi-reekse wat ek by betrokke is. Daar's natuurlik klipkouers wat fokus op Afrikaanse entrepreneurs en impakmakers, Boerpot wat fokus op die besigheid van landbou, Nostalgooi, my nuutste reeks waar ek gesels met legendes van die Afrikaanse vermaaklikheidsindustrie, mense soos David Kramer, Anton Goosen, Sandra Prinsloo ensovoorts. En dan my 2 nuwe potgooi-reekse, Buscrush wat die Engelse boetie is van klipkouers, en dan Pot of Gold wat gefokus is op die besigheid van mynbou. As jy in Pretoria is, kom maak gerus 'n draai hierop by ons plek in die R21 Corporate Park, genaamd Bouma at 21, waar ons 'n café het, ons het coworking space, ons hierdie raadsaal uit en my atelier is hier. So, as jy is, kom drink gerus 'n koffie en kom sê hallo. Nommer 7 Media Produksie. Welkom by die Klipkouers potgooi-reeks waar ek gereeld gesels met entrepreneurs en impakmakers ten einde die beste praktiese advies met jou te deel. Ek is jou gasheer, Jacques Passon. En onthou om in ons nuwe besigheid van landbou potgooi-reeks, genaamd Boerpot, te luister. Laat die wiele rol. Heinrich Strydom se aanvanklike droom om vir die Proteas krieket te speel het met die tyd omgeswaai na ambisie om een van die top administrateurs in Suid-Afrikaanse sport te word. As die jongste hoofuitvoerende beampte van 'n plaaslike cricket franchise, toe hy 5 jaar gelede op 34-jarige ouderdom aangestel was as baas van die Dolphins, is Heinrich besig om homself uitmuntend van sy taak te kwyt. Inteendeel, sy kontrak is onlangs met 'n verdere 5 jaar verleng. As 'n gebore en getoe Potchefstroom, is hy 'n alumnus van die Noordwes Universiteit se besigheidskool, wat hy meer om toegerus het met die visie en strategiese bestuursvernuf wat nodig is in die genadeloose wêreld van professionele sport. Lekker leer en lekker luister. Heinrich, baie welkom en dankie vir jou tyd. Baie dankie Jacques, is 'n voorreg om hier met jou te kan gesels. So vertel ons 'n bietjie meer van jouself. Waar het jy groot geword, pad wat jy gestap het tot waar ons nou gesels en natuurlik waar sit jy in die wêreld? Ja, Jacques, nee, dankie. Ja, dit is nogals eintlik 'n hele storie as jy moet terugdink oor jou lewe en van waar jy vandaan kom. Maar ja, ek is 1982 gebore in Pretoria. My daar groot geword my eerste paar jare en toe het ons so op so 5-jarige ouderdom het ons Potchefstroom toe getrek. So ek het toe die res van my jare amper tot toe ek nou getrek het daar in Potchefstroom gebly. My pa en my ma is beide professors op die PUK gewees, in maatskaplike werk. So hulle was groot op die akademie, maar ook van kleins af het my oupa en my ma het ons baie na al die sportgeleenthede toe gevat. Loftus toe is 'n groot herinnering vir my. Ons was baie by Loftus gewees. Golfbane, my oupa het ons altyd saamgevat as hy gaan golf speel het. En dan ook natuurlik na baie cricketwedstryde. So ek dink daar's die liefde vir sport by my ook gebore. My ouers het altyd ons gemotiveer om betrokke te raak by soveel as moontlik dinge. Ja, en dan my 2 ouer broers, ek het 2 ouer broers en 'n jonger suster. Maar ons het ook baie ure spandeer buite cricketwedstryde in die agterplaas of rugbywedstryde of wat ook al dit mag wees, maar daar was altyd 'n bal betrokke. So ja, dit was eintlik 'n wonderlike tyd en ek dink dit was ook Potchefstroom dink was 'n wonderlike plek om groot te word. Ek was daar in die laerskool by Bailey Park, hoërskool Gimmies, Potchefstroom Gimnasium, en toe het ek opgeëindig op die PUK wat deesdae bekend is as die Noordwes Universiteit. En weer eens, dit is 'n ongelooflike voorreg gewees om in daai skole te kon wees en weer eens by die universiteit wat 'n fenominale universiteit is. Baie keer nou dat ek in Natal sit, wens ek ons het so universiteit op ons voorstoep gehad, want dit was werklik waar van my betere jare van my lewe gewees. Maar ja, dan so ek was iets geswat by die PUK, na skool was ek by die PUK en toe ek het CA geswat, so ek het dit uiteindelik klaar gekry. Dit het my 'n paar jaar langer gevat as wat dit seker veronderstel was om te vat. Maar jy het verniet geswat man, is mos nie 'n renbaan nie. Ja, maar ek moet sê dit is ook nie, my ouers was ook nie vreeslike
vreeslik entoesiasties as 'n ou een of twee vakke nie so goed gedoen het nie. Ja, veral nie as jy ouers akademiekusse is nie, dan moet hulle soek hulle 'n bietjie performance. Ja, so ek het cricket gespeel, rugby gespeel op die pik. En toe het ek basies besluit ek wil fokus op een sport wat cricket was. Hoe kom jy op cricket gefokus? Ek dink rugby was my groot passie geweest, maar ek dink ek was 'n okay speler waar ek gedink het met cricket kon ek dalk verder gegaan het. Rugby het ek tot so onder 20 vlak by die pik gespeel. Koshuis rugby natuurlik baie gespeel en was baie lief daarvoor. Maar uiteindelik het ek op cricket besluit. Cricket was nog altyd my soort van grootste passie. Ek dink die spanspel element van dit, maar ook die individuele geleenthede wat daarmee saamkom was vir my net 'n perfekte kombinasie. So jy kon goed gedoen het, maar as jy ook nie jou deel gedoen het vir die span nie, so ek dink dit het baie goeie lesse vir ou ook geleer dat dit ja, die individu moet sy ding doen, maar dit gaan uiteindelik oor die span. So ek dink dis hoekom cricket vir my so uitgestaan het. Ja, so ek dink Jacques vir my die Noordwes Universiteit, die besigheidskool was ook vir my 'n reuse leerskool. Ek was bevoorreg om my MBA te kon doen. Prof Tommy Du Plessis, Ronnie Lotriet, Christo Bischoff, al daai manne was betrokke en hulle het vir my 'n wonderlike klomp amper tools gegee hoe om vorentoe te gaan. Spesifiek strategie, hoe om te kyk na strategie, hoe om die regte dinge in plek te kry en hoe om die regte langtermynvisie te skep. Ek dink van die lesse wat ek ook geleer het was die eerste ding is amper of een van my groot dinge wat ek geleer het deur die jare en deur cricket spesifiek was control the controllables. Want as jy nie fokus op daai controllables en dinge wat binne jou beheer is nie, sal jy sal van jou kop af raak. En ek dink met control the controllables is as jy byvoorbeeld cricket speel en dit reën, daar's niks wat jy daaraan kan doen nie, maar jy kan seker maak dat die seile in 'n goeie kondisie is en jy kan seker maak dat sodra die reën ophou, jy so gou as moontlik kan begin, maar jy kan niks aan die reën doen nie. En ek dink dit is my amper in die groter prentjie van alles wat in ons land gebeur het die laaste ruk, die pandemie, al die klas van dinge, is vergeet van dit wat nie in jou beheer is nie en doen dit wat jy kan beheer so goed as moontlik. En ek dink daai tipe van lesse wat ek by die Noordwes Besigheidskool geleer het is my van baie toepassing elke liewe dag met wat ek doen. Kan ek wil jou 'n trick question vra, sommer vroeg al. Ja. Of dalk is dit nie 'n trick question. Voel jy dat ek dink nou onmiddellik toe jy nog sê jy het hierdie passie vir cricket en vandag weet as jy die baas van 'n cricketspan en ek dink selfs aan Jacques Fall wat dieselfde ek wil sê pad en passie vir cricket het voor dit sy werk geword het. Ek dink aan Rassie Erasmus. So my vraag is, dink jy 'n bestuurder van 'n span jy het 'n edge as jy die sport op 'n hoë vlak gespeel het in vergelyking met 'n ou wat glad hierdie sport gespeel het nie? Ja, ek moet eerlik sê ek dink dis nie altyd moontlik nie. Maar ek dink dis definitief 'n groot voordeel as jy dit het. As ek terugdink aan my cricketloopbaan ook, ek het al die provinsiale ouderdomsgroepe gespeel, ek het universiteit cricket gespeel, ek het klub cricket gespeel, ek het eerste klas cricket gespeel, 'n paar wedstryde. So jy het letterlik ervaring gekry van elke element in die cricket pipeline. So dit maak jou, ek het selfs 'n bietjie coaching gedoen en ek het ek dink 'n level 2 sertifikaat wat ek nou baie lank klas gebruik het, maar met al dit het jy praat van 'n agtergrond van kennis. Jy kan jou insaag lewer en ouens kan jou ook respekteer daarvoor. Ek dink vir my baie keer daai in sport of in cricket praat hulle baie keer van daai hulle noem dit die long term athlete development wat basies daai 10,000 ure is wat jy moet master. Yes, so as jy daai 10,000 ure spandeer het in 'n spesifieke rigting of sportsoort of wat ook al dit mag wees, dan begin jy so 'n bietjie van meer na expert toe te neig. En ek dink daai 10,000 ure wat 'n ou deur jou cricketloopbaan amper doen met al hierdie verskillende maniere hoe jy betrokke is, gee vir jou baie goeie agtergrond as jy dan eendag opeindig in dit as 'n beroep.
So dis 'n belangrike, ek wil sê dis iets wat en ek dink ek vra die vraag, ek dink ouens wat aspirasies het om in bestuur in te gaan van 'n sportspan ensovoorts is om in ag genome dat jy gaan ek wil sê as jy daai agtergrond het en jy verstaan waar die spelers. Ek neem maar is maar dieselfde in besigheid, nee, die ene kan vir jou 'n teoretiese storie vertel. Die ander kan vir jou verduidelik hoe jy dit eerstehands deur die pyn en lyding gegaan het om my lesse te leer. Ja, so ek dink die beginsels van besigheid is iets wat mens kan oordra van een na ander toe, maar ek dink as jy direk betrokke was en jy weet hoe alles op die grond werk en funksioneer en jy sit enig in 'n bestuursposisie dan kan jy amper besluite, jy kan meer ingeligte besluite maak. En ek dink in besigheid is dit dieselfde ding. Dis hoekom jy baie keer onder begin. Ek self moes my articles gaan doen het by 'n ouditeurspraktyk. So jy gaan leer presies hoe alles werk in daai tipe besigheid voordat jy eendag in 'n bestuursposisie kan wees. Ek dink dit is baie keer anders vir ouens wat nou lank in bestuursposisies al was as hulle na ander industrieë toe skuif. Want ek dink hulle het al baie ervaring oor al die besigheidsbeginsels ensovoorts, maar ek dink nog steeds stap 1 sal altyd wees om die kennis van die besigheid in te win sodat jy ingeligte besluite kan maak. Tyd vir 'n het jy geweet insetsel. Die Suid-Afrikaanse Kriketspelersvereniging is 'n geregistreerde vakbond en die verteenwoordigende stem van spelers in Suid-Afrikaanse kriket. Die Spelersvereniging verteenwoordig spelers op verskeie kriket SA komitees en is lid van die Federasie van Internasionale Kriketspelersverenigings. Die Spelersvereniging se missie is om die belange van Suid-Afrikaanse professionele kriketspelers en die spel te beskerm en te bevorder en om die koers en volhoubaarheid van die spel internasionaal sowel as plaaslik positief te beïnvloed. In die opsig beywer hulle self onder andere daarvoor om regmatige en optimale dienskontrakte vir spelers te verseker. So op daai noot wil ek nou nog 'n snaakse vraag vra. Sou jy dan sê dat okay, jy het nou jou tande geslyp in cricket. So jy sê natuurlik jy weet hoe werk dit van onder af tot bo. Dit gee jou 'n groot voordeel as 'n bestuurder. Kan jy môre jou sportbestuur kennis, kan jy môre rugby-span gaan bestuur? Of is dit nou weer, ek wil vra, gebeur dit dat die ouens ek wil sê daai sportdissipline skuif maak? Ja, ek dink dit is definitief nie 'n limiting factor as jy in 'n spesifieke sport betrokke was, want ek dink daar's baie beginsels wat dieselfde sal bly oor na ander sporte toe. Ek dink die groot ding is en die voordeel wat jy het is dat jy weet hoe sport funksioneer, jy weet hoe die sport in ons land funksioneer, jy ken die strukture want al die sporte se strukture, jy het jou kleiner zones waar jy begin en dan beweeg jy na die provinsiale vlakke toe en dan na die nasionale vlakke toe wat almal, ek dink al die sporte in ons land het dieselfde tipe strukture en ek dink selfs as jy kyk oor die wêreld, as ek nou vat ander cricket lande, hulle dieselfde tipe pipeline as wat ons in plek het. So ja, daar is 'n paar dinge wat jy gaan moet leer en jy moet aanpas, maar ek dink dit gaan jou definitief nog steeds 'n baie goeie agtergrond gee al skuif jy na 'n ander sportsoort toe. Ek verstaan, daar is daai goue draad wat jy kan deurtrek omdat dit sportverband hou. Ja, en ek dink ook die mense met wie jy werk. Dis baie keer jy werk van ek bedoel van die amateuragtigste soort van persone met alle respek gesê tot by baie professionele mense want ek dink sportbesigheid sluit soveel aspekte in van as ek nou net kyk na die stadion van gras sny en blaaie voorberei tot jou HR komponent en jou finansiële departement. So sport sluit nog steeds al die normale elemente van 'n besigheid in. Ek dink net daar's 'n paar addisionele faktore wat kom met spesifieke sporte. Baie interessant, ek gaan ons sal 'n bietjie dieper delf, want ek is nou bang ek gaan hier op 'n tangent. Ek het nou nog 3 vrae wat ek wil vra, maar ek los hulle ons 'n bietjie dieper in die besigheid in delf. Maar asseblief jy het laas gepraat voor ek jou lelik in die rede geval het. Jy het CA gaan swart artikels, so jy studeer nou die hele tyd nog in Potch. Ja, so ek het my eerste jaar in 2001 toe ek begin of soos ek gesê het, ek was betrokke by
by Villagers Manskoshuis. So ek was daar redelik betrokke, rugby, cricket gespeel, was iets allerhande sport, so te skaak is eintlik een van my groot passies ook, wat ek nogal hou van om nog steeds nou en dan skaak te speel, maar dan het ek ook geswat, en terwyl ek geswat het ek probeer om die sport ook na te volg, so ek dink my droom van toe ek klein was om 'n Protea cricketspeler te word, so dit het my baie gedryf ook, en ek was bevoorreg ek was omtrent so 7 jaar by die PUK se eerste cricketspan betrokke, was by verskeie toernooie, en ons het die nasionale universiteite toernooi ook gewen, so dit was baie goeie tye, baie goeie herinneringe, en terwyl ek die cricket kon navolg, het ek ook gestudeer, so dit was eintlik 'n ongelooflike voorreg om daai kombinasie te kon doen, vir 'n klompie jare. Ek dink ook dis baie keer hoekom die swattings dalk 'n bietjie langer gevat het. Maar weer eens ongelooflike tye, ongelooflike herinneringe. Ek het ook 'n meesters in belasting gedoen daai tyd. En toe ek klaar is met my en my graad verwerf het ek begin artikel by Hans Jonker, hy's ouditeur in Potchefstroom. Ek ken sy seuns, Heinrich. Dit is ook Hannes hulle. Hoe klein is die wêreld, nee? Hoe klein is die? Hulle was saam in die koshuis, Vilje en Hannes, die twee. Ek het nou nie vir Jackie Jongsteen was nie op koffsies gewees nie, maar ek ken die blikskottels goed. Jacques is my groot vriend eintlik. Hulle was in JBM. Dis reg, ja. Dis my ou koshuis. Jacques is my ouderdom, hy en Marike, so ons magtig. Yes, hoe klein is die wêreld nou? Ja, so ek en Jacques het nog baie kontak met mekaar. Ja, ons was is baie goeie vriende. My magtig. So jy nou toe daar sommer daai artikel. En het jy toe op daai stadium was die Protea droom nog, wanneer het jy en waar trek mens daai lyn? Ek wou maar vir jou vra, jy weet, wat is die advies wat jy vir 'n jong laat daar buite kan gee? Of meisie wat ek wil amper sê, waar trek jy al lyne om te sê, hierdie ding gaan nie gebeur nie, en of jy weet, ek wil sê, is daar so 'n plan om te weet, luister, is dit nie teen hierdie tyd gebeur nie, taf, of, jy weet, hoe het jy gedeel met daai? Gee ons 'n bietjie meer vleis om daai besluitnemingsproses van, okay, ons moet nou aanbeweeg. Ja, ek dink daai is altyd 'n goeie vraag van wanneer trek jy die lyn met 'n spesifieke droom. Ek dink weer eens dis seker uniek vir elke persoon, maar vir my is dit, en die woorde wat ek vir ons jong spelers ook sê is, dis great om daai droom te hê om vir die Proteas of die Springbok of wie ook al eendag te speel, maar maak seker dat jy op daai paadjie of terwyl jy na daai droom reik, dat jy ook iets het om terug te val. So ek dink vir my was dit altyd 'n belangrike ding om voluit te gaan vir my cricketpassie, maar ook terselfdertyd myself toe te rus met 'n graad of kennis dat ek as dit nie sou werk nie, dat ek iets anders kon gaan doen. En ek dink vir my dis nogal 'n groot fokus van ons ook hier by die Dolphins, is om seker te maak die spelers besef hulle, as jy 'n suksesvolle sportspeler is of 'n cricketspeler is, dan is jou loopbaan is miskien 15 jaar as jy baie gelukkig is of baie goed doen. Maar van hierdie spelers se loopbaan is 5 jaar, 10 jaar, en dan moet jy reg wees om in te skuif of oor te skuif na 'n ander beroep, wat ook al dit mag wees. So vir my is dit net, maak net seker jy doen iets terwyl jy hierdie droom navolg. Ja, dis baie keer nie maklik as jy professionele sportman is of sportvrou is nie, maar maak seker dat jy, al is dit net klein stappies, maar maak seker dat jy bly klim aan daai kant van jou lewe ook. Hoe dit verander oor die jare? Jy weet, jy het nou 'n interessante ding genoem dat julle die spelers help. Ek weet, hoe ver fasiliteer julle daai, ek wil sê contingency, nee, dit is maar wat lewe na cricket tipe van ding. Hoe ver vat julle dit met die ouens? Of is dit net 'n bewusmaking van jy moet wakker wees terwyl jy nou nog, jy weet, goed speel in 'n cricketkontrak het? Ja, dit is 'n konstante bewusmaking van spelers om eerstens dankbaar te wees vir die geleenthede wat hulle het, voluit te gaan terwyl jy die geleentheid het, want soos ek sê, 15 jaar
of 'n ou kan dink jy kan die res van jou lewe gaan jy 'n professionele sportman wees, maar dit kan enige dag verander met 'n besering of iewers 'n kontrak verloor of wat ook al dit mag wees. So ek dink vir my is altyd net belangrik om seker te maak elke liewe ou is dankbaar vir die geleenthede wat hy kry. En dan dink ek is dit net om seker te maak dat ons met al hierdie spelers praat ook op 'n gereelde basis om te sê wat is jou passies buite cricket? Wat wil jy word? En vir party van die ouens as hulle nie daai vrae kan antwoord nie, dan nog steeds motiveer ons hulle om dan hulle afrigtingsvlakke te doen. Want teen die tyd wat die ou klaar gespeel het, kan hy dalk al 'n vlak 4 afrigter wees wat hom dan weer 'n geleentheid gee om by 'n skool in te stap as 'n eerste span afrigter of om 'n direkteur van sport te word of wat ook al die geleenthede is wat mag oopgaan. Die ander ding wat ons ook probeer doen nou is met een van ons groot borge is Hollywood Bets en dan ook Fourways air conditioning. So ons probeer met hulle ook dat die ouens 'n bietjie van 'n amper 'n internskap gaan doen. Hierdie besighede is ook baie verskaf ook 'n verskeidenheid van geleenthede van 'n finansiële oogpunt af tot 'n event deel. So jy het soveel geleenthede om net te gaan kyk wat gaan aan, hoe lyk dit in die wêreld daar buite en wat se tipe werk hou ek van. En dit help hulle ook dan om te besluit dan eers maar ek wil in hierdie spesifieke rigting en iets studeer of ek wil dalk meer kennis daarin hê. Ek moet sê die Suid-Afrikaanse Spelersvereniging doen ook fantastiese werk wat hulle het in elke streek ook 'n tipe van 'n sielkundige wat met ons spelers dan interaksie het en dan met hulle praat oor wat se loopbane hulle dalk na cricket oorweeg en seker te maak dat hulle daarna toe werk terwyl hulle nog speel. Ek's mal oor jou voorbeeld van hoe jy weet julle twee groot borge die ouens 'n bietjie as jy sê daai internship wat hulle 'n bietjie kan gaan kyk hoe lyk dit agter die skerms. Is dit normaal? Is dit algemeen? Ek dink die baie van ons borge is ook betrokke omdat hulle hou fisies van die spel, maar hulle bou ook sulke verhoudings met hierdie spelers dat hulle wil ook hê die spelers moet suksesvol wees in hulle lewens. So ons is baie bevoorreg, maar ek dink dit is dalk iets wat meer gereeld gebeur en ook meer gereeld kan gebeur, want ek dink dit sluit weer 'n hele nuwe lewe oop en dit berei hierdie ouens voor om dan reg te wees vir die dag wat hulle of vir die dag wat hulle klaarmaak as professionele sportpersoon. Yes. En sê nou ek het 'n ander ding nou 'n simpel vraag hierso. Jy het nou en ek wil terugkom nou na jou loopbaan tot waar jy nou daar sit. CA belastingspesialis. My eerste gedagte was jy kon ook ek wil sê boeke van die cricketspelers gedoen het, nê. Nee. Ek wil sê weer 'n niche wêreld wat ek dink nou ook selfs daar as jy die passie het en jy verstaan 'n industrie en jy's nou in hierdie geval jy weet 'n ouditeur of wat ook al, dit op sigself is bied geleenthede of daai niche, daai edge wat jy het oor 'n ander ou. Ja, so ek dink vir my weer eens dit was baie bevoorreg om beide die cricketpassie en finansies te kon volg. Vir my syfers is nog altyd iets wat vir my baie interessant is. Ek hou van statistiek en analities te kyk ook na sekere dinge. So en ek dink enige besigheid moet daai analitiese prosesse in plek hê want dit dryf ook besluitneming. Maar vir my toe wat nou die volgende stap in my loopbaan basis was van die pik af het ek soos ek gesê het, ek toe my artikels gaan doen. Dit was toe ek daar wat hulle my toegelaat het om die meesters in belasting te kon doen, want dit het ook weer waarde toegevoeg by die werk wat ek kon lewe. En die geluk was toe ook met daai ouditeursfirma het ons Noordwes Cricket se finansies geauditeer. So ek was basies deel van die auditspan wat Noordwes Cricket se boeke gaan audit het. En so met die proses het ek ook van die personeel en van die mense daar beter leer ken. 'n Ou soos Jacques Vol was die CEO toe by Noordwes Cricket. Hy het ook vroeër jare het ons actually hy was 'n afrigter ook en
ek het baie keer teen sy spanne gespeel en vir sy spanne, so dit was ook 'n langer verhouding. Maar ja, toe my artikels basies klaar maak, het hulle my die pos van finansiële bestuurder, daar was toe 'n opening en hulle het dit toe vir my aangebied as ek bereid is om die finansiële bestuurder te word by Noordwes Cricket. So weer eens, dit was 'n perfekte geleentheid. Ek kon nog aanhou, hulle het my ook, ek kon aanhou cricket speel terwyl ek die werk ook doen. So Wow, weer eens, dis fantasties, nee, baie uniek. ja, so dit was nogal 'n unieke ene. En toe nog steeds is daai drome nog daar gewees om eendag vir die Proteas te speel. Ek het net 'n paar eerste rangse wedstryde gespeel, maar weer eens die geleentheid om op die hoogste vlak provinsiaal te kon speel was ook baie belangrik, ek dink in die vir waar ek nou sit. Ek dink toe Jock 'n paar jaar later het hy toe die waarnemende CEO by Cricket Suid-Afrika geword en toe Noordwes my die waarnemende CEO by Noordwes Cricket gemaak. Ek was 29 toe gewees en ek het nog gevoel, yes, ek kan nog cricket speel, maar dit was ook 'n moeilike besluit, want ek het toe besluit om eerder klaar te maak met cricket, want ek wou nie daai objektiviteit verloor, want as jy nou, ek bedoel, jy kan nie CEO wees, maar jy speel ook nog, so daar's soveel konflik van belange net in daai sinnetjie. Ja, nee, yes, ek kan dink. So om te eerlik te sê, waar daai droom van om 'n Protea speler te word amper totaal waar ek 'n ander rigting toe gegaan het, was toe ek besef ek kan dalk 'n Protea van administrasie word. En ek dink dit was vir my 'n groot dryf en is nog steeds vir my 'n groot dryf om die beste administrateur in die land te word. Dit is vir my 'n groot uitdaging en iets waarna ek streef. So vir my was dit, ek het net daai mindset verander om te sê, okay, ek trek nou die lyn in my speelloopbaan en ek gaan nou in die besigheidswêreld in. Ook net, ek dink my grootste claim tot fame as 'n cricketspeler was dat ek is actually gedrop vir Rassie van der Dussen. Pragtig. Wel, ek wil sê jy hoef nie sleg te voel daaroor nie. Ja, so my laaste wedstryd was nog in Desember dink ek van daai jaar en die Januarie toe die coach my sê, "Yes, maar hier's 'n ander wat hy net 'n geleentheid wil gee." En toe sit Rassie wat nou nog een van die Proteas se grootste covers is. So dit was ook weer eens ou kyk terug en jy het amper so 'n bietjie 'n sin vir humor oor dit. Ek het my afrigter daai tyd Monty Jacobs ook eintlik, want ek is gedrop toe ek letterlik 'n maand later die waarnemende CEO geword. En toe het ek die afrigter ingeroep en net vir hom gesê, "Yes, is jy nou nog steeds tevrede met die besluit wat jy gemaak het?" Of soms het eintlik gelag daaroor en dit was 'n baie unieke situasie. Ek onthou nog daai jaar met die prysuitdeling. En as ek nou so klein bietjie kan brag, maar ek het presies 1000 klaplopies geslaan daai jaar. So dit was nou amper die amper so simboliese afsluiting van my cricketloopbaan op 'n hierdie perfect storm. So dit was vir my op die prysuitdeling wat ek die CEO toespraak gelewer het, was ek ook die klapspeler van die jaar. So ek moet sê dit is redelik een van die mees unieke dinge wat ek al in sport sekerlik gesien het, maar dit was vir my ook 'n absolute hoogtepunt om op so 'n manier te kon klaarmaak. Weet jy praat nou so, behalwe is baie interessante storie wat jy vertel, maar ek sit nou net en dink dat jy weet wat nogal, ek wil nie sê algemeen was in die ou tyd, ek's baie lief vir Formule 1, jy weet, en ek sit en dink hoe jou Bruce McLaren, ek probeer dink wie was daar nog wat die jou Emerson Fittipaldi, jy het ouens gehad wat hulle eie spanne begin en het hulle self ook gejaag. Jy weet, so dit, ek moet sê, dis nogal, seker enigste sport wat ek kan aan dink wat historiese herhaaldelike voorbeeld het waar die bestuurder het die span begin. Jy weet, vir die karbestuurder moes die span dan nou ook bestuur en so aan. Wat ek nie dink 'n maklike werk is, wel in enige sport for that matter. Ja, so jy kry daai, ek dink oral in sport is daar daai unieke stories en situasies. Maar ja, ek dink dis ook wat sport so spesiaal maak.
So kom ons en okay, so jy toe nou daar CEO geword en toe begin jou en ek bedoel jy het klaar my vraag beantwoord. Jy het die lyn getrek, vrede gemaak met die feit die speler geleentheids verby, maar die bestuur om die beste bestuurder van 'n cricketspan in die land te word of for that matter enige sportspan, dit is wat van hier af die dryf en die ambisie dryf. Ja, so om ook amper nog bietjie meer agtergrond, Jacques was toe my CEO, Jacques Vol was toe my CEO vir so 3 jaar voordat terwyl ek finansiële bestuurder was en hy CEO was, so ek het baie tyd het ons saam spandeer. My kantoor was letterlik langs syne, so ons het omtrent heeldag met mekaar gekommunikeer. Baie van dieselfde passies, baie van dieselfde idees en dinge, maar ek was baie bevoorreg om so 'n mentor te kon hê. Ons praat nou nog omtrent op 'n daaglikse basis. Maar ja, so toe ek daar CEO word in 2012 was dit gewees. Dit was baie vroeër as wat want Jacques het altyd ook van 'n kontinuïteitsoogpunt af gekyk en gesê ja, eendag wil hy wil my eendag moet ek by hom kan oorneem. So toe dit baie vinniger gebeur as wat ons verwag het, omdat daar ander geleenthede vir hom oop gegaan het. So ek was baie gelukkig ook om op die regte plek op die regte tyd te wees. En toe sê ek as deel van die CEO by Noordwes Cricket was ek ook die algemene bestuurder by die Lions cricket franchise en wat by die Wanderers gebaseer is. So dit was ook 'n wonderlike tyd om daai kennis op te win van hoe die Wanderers is ons grootste cricketstadion in die land en om te sien hoe hulle ook operate, hoe die dinge werk was ook 'n groot geleentheid. En ek was 4 jaar of amper 5 jaar CEO by Noordwes en algemene bestuurder by die Lions voor die Dolphins geleentheid oopgegaan het. Ek was eers het ek gedink daar is nie 'n manier wat ek eers gaan aansoek doen vir die pos nie, want Kingsmead en as jy dink aan die Dolphins, jy dink aan ou se Sean Pollock en John T. Rhodes, Lance Klusener, Hashim Amla, dan dink jy ook, yes, maar daai is amper dis amper te iconic vir my op 'n manier as mens so daaraan gedink het. Yes. En toe Jacques hulle almal weer vir my gesê nee, maar gaan vir dit of sit jou naam in die hoed daar en kyk wat gebeur. Ek het altyd ook gedink ek gaan dalk, want toe's Jacques weer terug na die Titans toe en ek het gedink ja, miskien is die Titans my volgende stap of die Lions. Het ek altyd gedink sal my volgende stap wees. So toe het ek my aansoek gedoen, deur die hele proses gegaan, dit is nogal 'n lang proses. En op die ou ende toe het hulle my aangestel en ek het 2017 begin hierso. So ek is nou amper so 4 en 'n half jaar al hier in Natal. En deel van hierdie pos is dit om KZN Cricket, ons het basies al die cricket aktiwiteite van, as jy nou mooi dink, as jy suid gaan amper tot by die Willekes, noord tot in die Mosambiekse grens en dan binneland toe Ladysmith, Newcastle. So dis so 'n wye provinsie. En as jy weer eens dink aan al die aktiwiteite wat dit insluit, dit is letterlik van om 'n kind bloot te stel aan cricket tot om te kyk na die hoogste vlakspelers wat vir die Proteas uitdraf en dan ook om wedstryde te host by Kingsmead. So dit is 'n wye veld van verskillende aktiwiteite. Wat ja, dis weer eens dit was 'n groot uitdaging, maar ek het ook 'n paar maande spandeer net om presies seker te maak waar is al die klubs geleë, hoe werk al die distrikte, en hoe werk die strukture, want in elke provinsie het hy sy unieke manier van dinge doen ook. So ja, ek dink dit was 'n wonderlike besluit geweest, want ek dink baie groei beleef in die paar jare, want jy word net blootgestel aan soveel ander dinge. Soos hierdie onderhoud nou in Afrikaans, dis alles wat ek hier sover doen is basies my dag tot dag is in Engels. So dit is ook weer lekker om dit in Afrikaans te kan doen en ja, ek moet sê ons geniet Natal, dit is 'n wonderlike plek en is 'n totale ander wêreld van waar ek amper groot geword het. En ek dink wat vir my baie lekker is om
ek kan al my ervaring en dinge van by Noordwes te werk en by die Lions te werk, dit gee vir jou amper daai reference point, om te weet wat het goed gewerk by daai plekke, wat werk goed hierso, wat met ons aanwerk, wat doen ons dalk beter die kant as daai kant. So ek dink daai hele netwerk van inligting is vir my, gee vir my nogal 'n baie lekker punt van om insette te maak, want jy het daai agtergrond. So ek wil 'n bietjie daar stil staan. Jy weet, jy het vroeër genoem jy het hierdie passie vir stats, jy het nou weer, jy weet, jou van data. So my eerste vraag is, weet, hoe verskil die strukture in die provinsies? Ek wil sê, is dit 'n geheim in die sin dat want dit is jou competitive advantage, weet, as jy resep het hoe jy jou provinsie bestuur, so ek wil, weet, as jy bietjie daar kan uitbrei, en ek wil, jy kan nou direk vergelyking met Noordwes trek en Natal, so miskien vir ons 'n bietjie daar aankleer, wat is daai groot uitdagings en hoe verskil daai strukture, en dan wil ek saam met dit, tweede vraag is hoe meet julle, hoe gaan julle te werk, wat is daai metrics waarna, jy weet, ek wil amper sê daai one-pager wat jy elke maandag na kyk om seker te maak, as die ding nie opgaan of beter word nie, is 'n ticking time bomb. Ja, okay, so op die eerste ene dink ek, dit is redelik, as ek kyk Noordwes en ek vergelyk dit met KZN, ek dink net KZN se net die grootte van die provinsie dit is reusagtig. As ek al ons aktiwiteite vergelyk met Noordwes, en is dit seker omtrent 5 keer groter in KZN. In terme van jou kinders wat in mini-cricket blootgestel word op die jong ouderdomme, jou skole waarmee jy werk, jou clubs, byvoorbeeld ons het 160 clubs waar ons in Noordwes, ek dink omtrent 30 gehad het. So, alles is omtrent so 5 keer groter hierso. Yes. Is die budgets ook 5 keer groter? Is daar 'n direkte korrelasie of noodwendig nie? Ja, dit is, ek dink, as ek nou net vat om die stadion te onderhou, om Kingsmead te onderhou teenoor wat dit gekos het om Sandwich Park of die Noordwes Cricket Stadion te onderhou, is ook 'n reuse verskil. Maar ek dink jy het ook weer reuse geleenthede hier om meer kommersiële waarde te kry. Ja. So ja, jy het definitief meer onkostes, maar jy het ook dalk meer geleenthede om kommersieel meer sin van dit te maak. Ek dink die een ding in Natal, daar's fantastiese skole in Potch en Noordwes ook, maar as ek net die getal uitstekende skole in Natal kyk, en as jy nou dink aan jou Hilton Colleges en Michaelhouse, Kersney, ja, is historiese powerhouses, nee. Ja, so hier seker omtrent 10 van die beste skole in die land, wat in Natal gebaseer is, ja. So jy definitief daai, maar dan die groot voordeel wat Noordwes weer het, is die universiteit wat absoluut fenomenaal is. Ek dink weer eens, as ek daai universiteit hier kon neergesit het, dink ek, was ons, as die Dolphins, seker een van die beste spanne in die wêreld gewees, want ek dink die universiteit, dis 'n absolute trekpleister vir cricketspelers, dis 'n fantastiese plek om 'n paar jaar te spandeer, terwyl jy jou kennis opdoen. Ek dink dit is 'n veilige omgewing, waar ek dink Natal is 'n klomp universiteite, maar daar's nie een wat so gebalanseerd is, dink ek, soos die Noordwes Universiteit in terme van akademie en sport nie. Is daai, tot watter mate kan jy dit manipuleer, en ek bedoel dit in die goeie sin van die woord, waar weet skole met 'n skool te gaan sit en of weet universiteit om te sê, luister, kom ons help julle om aan julle cricket te werk, want ons soek daai talent feeder, nee. Weet, hoe nou werk julle saam? Is daar 'n geleentheid of iets wat probeer is, het dit nie gewerk nie, of wat? Ja, so ons het nou 'n nuwe konsep begin, die Dolphin School of Excellence, wat ons het dit in September begin, en dit is basies vir alle onder 18s, wat ons begin het met dit is
dis amper jy koop 'n pakket om deel te wees van dit, maar dan sluit dit toernooie in en one-on-one coaching en allerlei ander aktiwiteite. Daar's 10 aktiwiteite wat deel is van so 'n pakket. En net die sukses wat ons alreeds met dit sien, sê vir my daar's 'n reuse behoefte en 'n reuse mark vir dit. Daar's nog steeds baie mense in Natal wat verskriklik lief is vir cricket en wat bereid is om geld te spandeer om seker te maak dat hulle kinders die beste geleenthede kry. Deel van dit ook aan die ander sy is dat ons fantastiese borge en vennote het wat dan ook seker maak dat ons hierdie pakkette kan gee vir ons kinders wat talentvol is, maar nie noodwendig dit kan bekostig nie. So dis 'n ongelooflike platform om seker te maak die pipeline bly sterk en dat ons die regte mense identifiseer op 'n vroeë ouderdom. Waar kom daai strategie vandaan? Is dit iets wat jy geïmplementeer het? Is dit in die DNA van Natal Cricket? Nee, ek dink dit was maar iets wat ek al eintlik vir 'n hele ruk aan gewerk het. Maar net altyd die regte geleentheid gesoek het om dit te begin. En ek dink met COVID en al die implikasies wat dit gebring het, moes ons baie kreatief wees om basies nog relevant te bly. En ek dink met COVID ook, en ek dink jy het gesê gaan nog later oor die uitdagings en dinge praat, maar vir my met COVID het dit, ek dink met sport veral was daar die aktiwiteit is so vinnig opgeslaan dat jy nie mag, dat kinders nie mag met sport betrokke gewees het vir 'n hele rukkie nou nie, omtrent 'n jaar en 'n half waar daar soveel reëls was en wat dit amper verhoed het, waar aan die ander kant waar ek dink sport is dalk die veiligste 'n plek vir die kinders om te wees, want is in die buitelug, as jy nou vat cricket, jy is versprei oor daai veld en jy Ja, kyk, social distancing is nie 'n probleem met cricket nie. Ja, so vir my was dit amper 'n perfekte ding om te doen. Want jy hou die kinders aktief en dan weer eens die ander sy van die pandemie het hulle ook gesê jy moet probeer om fiks en gesond te bly. So vir my wat beter as om in die buitelug te wees en 'n sport te beoefen. So maar in elk geval so toe het ons daai hele idee net op papier gekry en dit aan 'n paar ouens gaan verkoop en ouens het dadelik ingekoop en toe van daar af ons is nou al besig met ons 5de toernooi in 2 maande wat die ouens net aanklop en dit word basies uitverkoop binne 3 dae en dan sit ons 300 kinders wat speel op 'n slag. So dit is op verskillende velde en verskillende maar die hele idee van dit was om geleenthede te skep vir ons pipeline, is geleenthede om vir al die ondersteunende dienste om ook 'n lewe te kan maak daaruit. So die afrigters, die skeieregters, tellinghouers, en die verskillende ground staff by die verskeie velde. So dit is al daai geleenthede wat geskep is en ouens wat bietjie geld op die kant kan verdien terwyl hulle passie uitleef. En ek dink dit verseker dan ook dat hierdie mense betrokke gaan bly in cricket. En ek dink dis vir my, dit is nogal 'n groot mikpunt van die hele idee. Is dit ook hoe julle die COVID probleem se impak 'n bietjie versag het? Ja, so ek dink weer eens jy gaan nie 'n Protea span of 'n kwaliteit Dolphin span hê as jy nie jou voederspanne en jou voederstelsel in 'n goeie kondisie hou nie. So ek dink vir my dit was nogal 'n groot verskoon my Engels hier nou 'n groot concern geweest dat die pipeline, as ons kyk en ons maak nie nou 'n verskil daarin nie, dat jy ou kan terugkyk oor 5 jaar en jy kan sien wat is die eintlike impak van kinders wat ophou cricket speel het op 'n vroeë ouderdom of wat glad net nie betrokke geraak het by dit nie. Jy gaan dit definitief in 'n jaar of 2 sien nie, maar in die lang duur sal jy daai patrone kan optel. En ek dink dit was vir ons 'n groot concern en ek dink ons het dit nou aangespreek op 'n manier wat vir my baie positief is en ek dink dit kan eintlik daartoe lei dat ons meer kinders kan hê in die toekoms. Sure. Dis dit klink nou baie, maar ek's mal oor die hoe julle daai, ek wil amper sê die waardeketting. Jy het nou gepraat van 'n scorehouer en die coaches is, jy weet, daar's so baie verskillende fasette in die agterkant hoe julle daai hele waardeketting gesond probeer hou en aktief probeer hou. So dis 'n baie skerp hoe kan ek sê julle tik baie boksies in daai opsig. Ja, dankie. Ek dink die ding is ook want
as jy nou mooi dink, baie van die mense wat betrokke is in hierdie ondersteunende rolle is ook hulle doen dit as volonteërs. As jy nou dink 'n skeieregter, sy voltydse werk is dalk is hy 'n rekenmeester of iets heeltemal anders, maar op naweke weet hy op 'n Saterdag of 'n Sondag gaan staan ek in my wedstryd. Ek verdien 'n paar rand daar, maar dit is vir my iets wat ek 'n passie voor het, maar ook 'n paar rand verdien. En as dit sommer verdwyn vir 'n jaar, dan is dit al hoe moeiliker en moeiliker om weer terug te gaan na dit toe eendag. So ek dink dis hoekom ons net besluit het, ons moet ingryp hierso en ons moet 'n verskil onmiddellik maak. So ek wil nou terugkom na stats toe, data. Vertel ons 'n bietjie meer, jy weet, wat se stats of wat se data gebruik julle in die bestuur van ek wil sê daai span en saam met dit, jy weet, die uitdagings om 'n professionele sportman te bestuur. Jy weet, so en dan wil ek saam met dit weer na data toe gaan. Met ander woorde, so kom ons chat, wat se metrics gebruik julle? Is daar spesifieke sagte ware? Weet wat is daai, behalwe nou die bottom line van, jy weet, het ons geld gemaak of nie? Maar wat is daai metrics wat julle gebruik om sukses te meet en te bestuur? En dan saam met dit is, hoe gebruik julle daai stats om daai speler te bestuur? En dan natuurlik, wat is daai uitdagings wat julle het? Wat's goed en sleg met die, weet, om hierdie professionele sportmanne te in 'n gesonde rigting in te stuur? Okay, so Jacques, as ek met amper die makro-omgewing kan begin, sal ek sê die rol wat stats daar speel, vir my eerstens, sonder hulpbronne is daar baie min moontlikhede om te doen. So vir my, finansies is vir my seker amper een van jou beginpunte om te sê, okay, kom ons ontleed en kyk waar is ons nou en waar was ons, en jy kan gaan al die aspekte van beleggings tot jou bates, ensovoort, en te kyk hoe lyk jou balansstaat, hoe lyk jou jaarlikse inkomste uitgawes. So al die finansiële element vir my is amper die beginpunt, want hoe meer geld jy beskikbaar het, hoe meer nice to haves kan jy amper bekostig. So vir my, dit was 'n groot beginpunt om te kyk waar het ons onnodige uitgawes, waar kan ons dinge meer effektief doen. Waar was die, ekskuus ek val jou in die rede, Heinrich, waar was daai, ek wil sê daar toe jy instap, wat was daai maklike goed wat jy kon sny? As ek vinnig daar, en ek neem aan, dit is nou uit daai stadion, nee, die hele besigheid daar, so wat kon jy vinnig sny? Waar kon jy sien, luister, ons kan meer Coke verkoop hierso op 'n Saterdag, weet, wat is daai 2 goed of 3 goed wat uitgespring het op daai stadium? Ja, ek dink van die begin af, die koste van elektrisiteit en water, is net massief, om 'n stadion te onderhou, en ons het dadelik, toe met die water spesifiek, het ons het 'n tipe van 'n plant amper opgerig hierso, wat ons 'n boorgat, deur die boor is 'n rivier wat ook hier onderdeur vloei, so ons kon 'n boorgat opsit, die water deur 'n filtreersisteem kry, en ons kon daai water vir die hele stadion gebruik, en dit het 'n redelike impak op die volhoubaarheid van hoe ons die stadion onderhou. So dit was 'n reuse besparing, dit het reuse besparings tot gevolg gehad. So dis sommer een van die dinge wat nou dadelik begin het. Die ander ding is ook met die losies wat omdat daar nie fisiese aktiwiteite by die stadions was vir die laaste ruk nie, ook om van die losies dan om te swaai en te dink, hoe kan ons daai spasie beter gebruik? So vir ons is om dit in kantore om te skakel, en dan, want weer eens om 'n kantoor by 'n stadion te hê met die pragtige uitsig wat jy het op 'n daaglikse basis, maar dan ook as dit wedstryde is, dan swaai daai kantoor om en hy word 'n losie. So dit is 'n dual purpose, wil ek sê. Ja, dual purpose. Ek dink dis iets wat ons in sport altyd na soek, is om hoe kan ons dit vir meer en meer dinge gebruik, in plaas van net die cricketwedstryde. So ek dink dit is ook weer eens, dit het daai behoefte nog sterker gemaak om te sê, kom ons kry die dual planne in plek. Ons het ook byvoorbeeld ons span om 'n high performance omgewing te skep,
ons ouens was by 'n gym met die physios en bios en al die dinge wat jy nodig het, en ons het toe met die weer eens met die COVID implikasie het ons toe geonderhandel met die mense, want hulle het ook toe gesê, maar hulle sukkel om al hulle personeel te betaal met die gyms wat toegemaak het, en toe het ons sê, okay, maar ons sal hulle oorneem, en ons het 'n gym by ons stadion gebou, wat dan weer eens, ons het nie meer lidmaatskap fooie en dinge wat ons hoef te betaal nie, en ons het 'n voltydse physio en bio en 'n hele stelsel geskep by die stadion, wat ons nou ook eintlik outsource, so dit het die hele ding, ons het kostes gespaar en ons bring nou ander inkomstes in, so dis maar van die dinge wat 'n ou amper geleenthede voorgekry het om, as dit nie vir COVID was nie, kon 'n ou nog steeds gedink het, ons wil dit graag doen, maar dan sou hierdie vorige werkgewers nie so oop gewees het vir die idee dat ons hulle ouens oorgeneem het nie. So dit is, ons het gekwalifiseerde ouens gekry, en ons het vir hulle die omgewing geskep, terwyl ons geld spaar. So dit is... En natuurlik in hindsight sien almal dit werk. Jy weet, soos jy tereglik sê, COVID dink ek het sekere goed forceer, wat ouens nie andersins lus was om te luister nie. Ja, presies. So ek dink jy het definitief deur COVID, ek dink ook die manier hoe ons ouens hanteer het en almal wat by ons huurders is, was ook kom ons kyk hoe ons almal deur hierdie moeilike tyd kan saam deur dit kom. En ek dink ons het baie vergader en baie gesels met al ons ouens om seker te maak, is hulle okay, hoe gaan dit met hulle besigheid, en dan ook met sekere vergunnings opgekom om seker te maak, kom ons kom hier deur, want as almal hier deur kan kom, dan beteken dit ons kan almal weer saam 'n toekoms bou. En ek dink dit was ek dink baie ouens het in hierdie tyd het amper te streng gewees met hulle met ouens wat afhanklik van hulle goedheid was. En ek dink dit sal weer na die tyd groot gevolge vir hulle inhou. En ek dink ons wou net daai menslikheid amper behou deur die hele proses. As jy ek wou nog sê van die stats, om die makro KZN omgewing was vir my, ons meet basies al ons aktiwiteite elke liewe jaar. So, hoeveel klubspelers het ons, hoeveel clubs is daar, hoeveel skole is daar, hoeveel fasiliteite, so ons meet letterlik al ons aktiwiteite, en dan vir my die ding is oor as jy dit doen elke jaar, na 5 jaar periode kan jy definitiewe patrone sien uitkom. So jy kan sien, het ons getalle afgeneem, het ons, en dan kan jy daai spesifieke spasies of line items waar jy die probleme kan sien, kan jy dan direk gaan aanspreek. Want jy monitor basies die groei van hoeveel skeieregters is daar, hoeveel tellinghouers, hoeveel ground staff, wat ook al dit mag wees. So dis in die groter prentjie hoe ons alles meet, personeelgewys ook, jy meet hoeveel personeel daar is, wat hulle kwalifikasies, en selfs as jy kyk na jou afrigters, hoeveel van hulle is vlak 1, hoeveel van hulle het vlak 2 geword, hoeveel van hulle het vlak 3 geword. So jy het elke keer daai meetinstrument om te sien hoe verbeter jou personeelkorps. En ek dan, as ek spesifiek nou na die Dolphins kyk, na die professionele span, ons het 'n analis, hy doen vir ons allerhande statistiek van wat is jou gemiddelde telling op Kingsmead, of wat is, soos nou byvoorbeeld die naweek wat ons op Potch gaan speel het, dan sal hy sê gemiddelde eerste beertelling is soveel, dit is wat die spinners, die spin bowlers afstaan, dis wat die vinnige bowlers, so jy het al die tendense en dinge wat jy na kyk, en jy besef dan ook met jou spankeuses wat jy ook doen, ons kort dalk 'n ekstra vinnige bowler, of dalk 'n ekstra kolwer vir hierdie wedstryd, of wat ook al dit mag wees. So dis allerhande statistiek van die fasiliteite tot die oppositie, wat is die vorm van ons eie span, wat alles dan vir die afrigter gegee word, wat hy dan alles, so hy het al die inligting tot sy beskikking om 'n besluit te maak. En ek dink vir my dit is iets wat vir my in besigheid baie belangrik is. Hoe meer inligting, hoe meer akkurate inligting jy het, en hoe meer tydig dit beskikbaar is, hoe beter kan jy jou besluitneming maak. Baie waar. Wat is daar
2 stukkies matrieks wat uitspring, wil ek amper sê, selfs met julle huidige data wat vir jou sê, massive geleentheid of groot probleem aan die kom? Of is dit maar 'n kombinasie van alles? Ja, ek dink veral in Durban of in KZN, die een ding wat baie sigbaar is amper hoe cricket in die Indiër gemeenskappe, die getalle het redelik afgeneem. Hoekom? Weet julle hoekom? So ou nou 'n bietjie nader gaan ondersoek instel is die administrateurs is, en ek dink dit gaan maar vir alle bevolkings amper 'n probleem raak in die nabye toekoms, is dat die ouens wat altyd daai volunteer werk gedoen het, die ouens wat die klubbestuurders was of dit is ouens wat 'n liefde vir die spel het, wat dan amper sy eie hulpbronne gebruik om seker te maak daai plek word baie goed onderhou en die spanne is gekies en die klere is uitgesorteer en al die logistieke dinge is uitgesorteer. Waar ek dink die jonger mense van vandag is amper as ek nie betaal word vir iets nie, dan gaan ek dit nie doen nie, of as ek nie so ek dink daai volunteer is 'n kultuurshift. Ja, so ek dink jy het altyd 'n selfless tipe van 'n persoon gehad wat gekyk het hoe kan hy die omgewing dien en hoe kan hy, en ek het net ongelukkig, ek moet sê ek dink die jonger mense, dit voel asof daai kultuur bietjie geskuif het. Ek hoor jou, dis baie interessant. En ek natuurlik jou Indiërs, ek het skoon vergeet ook, nee, is dit nie die tweede grootste Indiese bevolking buitekant Indië in Durban? Tyd vir 'n het jy geweet insetsel. Suid-Afrika huisves die grootste bevolking mense van Indiese afkoms in Afrika. Ongeveer 1.3 miljoen, waarvan die oorgrootste meerderheid in Durban woon. Om die waarheid te sê, Durban word dikwels na verwys as die grootste Indiese stad buite Indië, hoewel hierdie stelling nog nie onweerlegbaar bewys is nie. Terwyl lande soos die VSA en Verenigde Koninkryk meer oorseese Indiërs het, is hulle wyd versprei. En wanneer dit by stede kom, word daar beraam dat Durban, eens die tuiste van die leier van die Indiese onafhanklikheidsbeweging, Mahatma Gandhi, met die hoogste konsentrasie van oorseese Indiërs spog. Ja, ek dink dit is akkuraat daai. Ek dink wat vir my so interessant was ook van my skuif, en ek gaan 'n bietjie van die punt af, is weer eens hoe ek 'n heeltemal 'n ander wêreld leer ken het in Durban, en ek dink van 'n besigheid oogpunt af ook. Jy sit in Potchefstroom en Johannesburg en jy het nie al hierdie blootstelling nie, maar nou dat ek hier is, jy kan amper sien, ons het dieselfde karakters oral, ons lyk dalk net anders of ons praat net anders. So ek gebruik altyd hierdie voorbeeld, ek het 'n wonderlike oom Jan Weideman was my afrigter daar by Potchefstroom, toe ek het by Potchefstroom cricket my laaste paar klapjare gespeel. En die tyd en die moeite wat hy ingesit het daar, het hom 'n baie spesiale administrateur gemaak. Kom ek hiernatoe, hier's 'n Indiër ou met die naam Yashvir, wat vir my presies dieselfde karakter is as oom Jan. Hy praat met 'n Indiese aksent, maar dit was vir my ongelooflik om te sien, en weer eens net daai besef dat ons almal is dieselfde tipe, ons is dieselfde karakters. Dit is net dis amper vir my van 'n nasiebou aspek af. Die nasiebou gaan nie so goed nie, want ons verstaan mekaar nie so goed nie. En ek dink vir my, hierdie het my oë baie oopgemaak tot daai tipe van dinge, want ons het dieselfde doelwit en ons het dieselfde drome, maar ons is so in ons eie wêrelde vasgevang dat ons nie amper uitreik na mekaar en mekaar beter leer ken nie. Jy's net in jou gemaksone, en ek dink dit was vir my iets van hierdie skei wat vir my eintlik fenomenaal was. En Potch, as ek nou mooi dink, ek het met my selfe ouderdom ouens cricket gespeel, van dieselfde agtergrond, met dieselfde gewoontes, selfde musiek, selfde alles, en net vir my om ewe skielik blootgestel te word aan 'n totale ander
kultuur, maar ook te besef, ons het dieselfde passie vir cricket, ons het dieselfde passie vir Suid-Afrika, was vir my nogal 'n reuse, 'n eye-opening oomblik. Ja, is baie inspirerend wat jy sê, en ek dink jy weet jy het dit goed saamgevat daar. Ek dink dit is dat ons mekaar nie ken nie. Ons besef net nie hoe baie ons dieselfde is nie. En ek dink dit is vir my die goue draadjie die heeltyd. Jy weet, is jy sê Suid-Afrika, ongeag die kleur, daar's meer ouens, en ek sê altyd is die politici wat of soos my een vriend Pieter sê, kom ons fokus op die 95% waaroor ons saamstem en nie die 5% wat ons verskil oor nie. Die politici voel ek draai hom andersom. Hulle fokus op die 95% wat ons nie meer saamstem nie. En die 5%, jy weet so, maar die bottom line is, daar is meer van ons wat dieselfde wil hê, dieselfde ambisie het vir ons land, en hulle is noodwendig wit en Afrikaans, en ek dink dit is altyd vir my ook is opwindend, en natuurlik, ek wil sê verligting ook aan dieselfde asem. Ja, ek dink die ongelukkig, die media speel 'n reuse rol in ons land. Ek bedoel, en dit wat jy nou doen is 'n tipe vorm van media. Maar vir my net die media, ek dink die verslaggewing is baie keer so, ek weet nie of dit is om 'n paar kliks te kry of om bietjie sensasie te skep nie, maar dit voel vir my of dit so tot 'n vlak gegaan het wat die goeie nuus en die goeie stories heeltemal verlore word. Ja, is kontroversie of soos jy sê clickbait, nee, is net skryf kliks, maar of 'n halwe waarheid in die hoofopskrif, nee. Dit speel met woorde net wat, en is ongelukkig nooit positief nie. Dit is vreesgedrewe of kontroversieel gedrewe. Ja, en as ek dink aan al die suksesstories en die goeie stories, veral nou hier sê man KZN waar ek betrokke is, ons is omtrent en ons het 15 ontwikkeling hubs geskep in die verskeie lokasies. En ons is omtrent in 40 townships betrokke met voltydse afrigting en allerhande aktiwiteite. Maar mens hoor net altyd die negativiteit op die hoogste vlak, waar iemand nou iets verkeerd gedoen het, of iets nie heeltemal na die norm wat ouens wil hê nie. Maar hulle praat nie van die goeie werk wat ook oral deur die land gedoen word, om seker te maak daar's 'n toekoms vir byvoorbeeld cricket of vir sport in die algemeen nie. Ja, verseker, ek bedoel, dit wat jy nou net hier noem, gaan nuus wees vir baie van die luisteraars, nee. So dit is maar dankie tog as ouens soos julle wat, en ek dink dis ons grootste geleentheid, nee, ek kom terug na stats toe, in die sin van of wat ek vroeër gevra het, hoe vergelyk die provinsies met mekaar, is om ek noem dit daai feel good stories, nee, of gevalle studies, wat die mainstream media van weet en nie wil rapporteer nie, of nie van weet nie, maar die punt is om daai stories na buitentoe uit te kry. En daar's ongelooflik, ek dink veral, ek wat baie betrokke is met landbou ook, jy weet, daar's ongelooflike stories daar buite, wat die meeste mense, never mind die media, nie eers van bewus is nie. Maar dis, soos jy sê, dit kom ongelukkig nie uit nie, maar nietemin, dis 'n geleentheid. Ek dink dis 'n helse geleentheid om hierdie goeie werk aan die groot klok te hang. So sê vir my, en ons is hier so in die pylvak, ek wil net by jou hoor, ek wil terugkom na professionele sportmanne, en so aan. Wat's die grootste uitdaging? Wat's die grootste uitdaging om professionele sportmanne te bestuur? En dan wil ek net in die algemeen is, wat is daar, hoe lyk 2022? Wat sien julle as geleenthede? Wat sien julle as groot uitdagings? En dan wil ek saam met dit, jy weet, 'n besigheidsles of 2, jy weet, vir die luisteraars, wat om nie te doen nie. Ja, ek dink weer eens ek het 'n goeie groep ouens met wie ek werk. Al die spelers met wie ek nog altyd gewerk het, was redelik, of was respekvol. Ek dink weer eens daai feit dat ek cricket gespeel het tot op 'n redelike vlak, het vir my definitief daai 'n verwysingsraamwerk gegee. Ek het van die ouens wat nou nog speel, as ek net kyk na die Proteas, Dwayne Pretorius en Rassie van der Dussen, ek het saam met hulle gespeel en teen hulle gespeel.
en 'n klomp van die ouens wat nog by franchise vlak betrokke is. So jy het klaar daai respek van saam en teen mekaar gespeel het wat in werking is, maar dan ek dink die belangrikste vir my was om ook 'n amper 'n balans te skep tussen om te naby aan die spelers te kom en te ver van hulle af te beweeg. Ek dink jy moet daai presiese middelgrond kry wat die respek daar is, maar dat jy ook nie so naby kom dat jy nie moeilike gesprekke met hulle kan hê nie. So ek dink daai was ietsie wat ek in die begin moes mooi uitwerk, want ek het letterlik 'n maand vroeër saam met die ouens gespeel wat ek nou die CEO van is. So dit was 'n balans wat ek vinnig moes gevind het. En ek dink dan vir my is net spelers is hulle almal doen dit omdat hulle lief is vir die spel en hulle is passievol. En as jy op 'n professionele vlak kom, is jy daar omdat jy ook bereid is om hard te werk. Ja, talent kry jou ver, maar sonder harde werk gaan jy nie al die pad kan gaan nie. So ek moet sê ek respekteer die ouens vir dit wat hulle doen. Ek weet hoe moeilik dit is wat hulle doen. So vir my dit is eintlik 'n plesier en 'n eer om met die ouens te werk. 'n Ou soos Keshav Maharaj wat nou die Proteas se kaptein was vir die laaste wedstryd. Ongelooflike respekvolle ou, hardwerkende ou. As ek hier op 'n Vrydagmiddag sit, dan sien ek daar hardloop ou op die veld, dan is dit Keshav wat ekstra ure insit. So baie van hierdie ouens is ongelooflik hardwerkend. Hulle is respekvol en hulle doen hulle ding. Ek dink weer eens in die media partykeer kom maar partykeer wanpersepsies uit. Ja, jy het hier en daar 'n moeilike ou of 'n ou wat iewers 'n bietjie dissipline benodig. Ja, maar ek dink dis ook omdat hulle so in die publieke oog is dat dit miskien weer onder 'n vergrootglas gestel word. Ja, yes. Ek dink die ding wat vir my as 'n speler wat ek geleer het was net die attention to detail. Ek het my debuut gemaak met 'n en ek is nie 'n groot ou nie, maar ek het met 'n XXX hemp my debuut gemaak. Omdat daar dit al wat beskikbaar was op daai stadium en hulle het my van op die telbord verkeerd gespel. Nou dink as jy terugdink, dis nie 'n groot ding vir enigiemand anders wat by die veld was nie. Ja, maar vir jou, ja. Met vir die ou wat nou moet gaan veg vir sy lewe om hierdie nuwe bal te moet gaan trotseer en lopies te gaan maak. Dit sit jou klaar so 'n bietjie op 'n agtervoet. So vir my was net dit was goed dat my bygestaan, so attention to detail. As iemand se naam op sy hemp verkeerd gespel word of so vir my missie is die speler moet net op die veld gaan en hy moet gaan sy ding doen. Yes. Af van die veld af moet ek as administrateur na absoluut alles kyk. En dit vir hom so gemaklik as moontlik maak. So ek dink dis ook my missie. Hoe beter jy is, ek sê ook altyd hoe beter die skeieregter is, hoe minder gaan jy weet hy's daar. En ek dink dis hoe dit is in die lewe van 'n administrateur. Ek sê vir my finansiële span ook, hoe minder mense gaan weet julle is hier, hoe beter doen julle julle werk. Want ek het nog nooit iemand gehoor wat toe ek finansiële bestuurder was, ek wag nou nog vir my eerste oproep van iemand om te sê dankie dat julle my betyds betaal het. Want mense verwag dit net van selfsprekend. Maar as jy 'n dag laat gaan wees, jy gaan 'n paar oproepe kry. So ek dink dis vir my ook alles amper die stadion. As niemand vir my kan kla dat die gras lank is of dat die blad sleg is of dat die stoele vuil is of as ek niks hoor nie, dan doen jy jou werk. En ek dink dis vir my amper die af van die veld af goed wat vir my baie baie belangrik is. Ons het ook 'n paar borge wat half ingezoom het op hoe kan ons die omgewing vir die spelers meer professioneel maak. So ons ondersteuningspersoneel, ons span het redelik uitgebrei met sielkundiges en fisio's en bios en spesifieke dis amper 'n bowling coach en 'n veldwerk afrigter en so jy zoom so in op al hierdie verskillende skills wat die ouens moet hê dat jy ook wil seker maak jy gee vir hulle die regte leiding met dit. Ek dink die spelers se uitdagings die laaste jaar en 'n half met COVID en die pandemie en die feit dat hulle moes die feit dat as daar toernooie is hulle in bubbles. Die hele liewe tyd ek dink die groot ding van sport was ook die feit dat jy uitgekom het en jy het die wêreld gesien. Nou gaan jy weg. Ons speel miskien in die Kaap en jy's vir 10 dae in die Kaap, maar jy's vir 10 dae in jou hotelkamer of op die veld. Ja.
So daai uitdagings, die feit dat jy nie die access het na om buite te kan gehardloop het of na gyms toe te gaan of wat ook al dit maar gewees het. Dit was, ek dink vir die spelers was dit ook 'n moeilike tyd. En dis hoekom ons ook die ekstra personeel moes inbring om seker te maak ons kyk na die spelers se mental situasies ook. So laaste vraag. En ek wil terugkom na julle borge toe. En dalk is dit 'n trick question, dalk nie. so hoe kies jy, of sal ek sê, vat jy nie die eerste ou wat met 'n miljoen rand check instap, of is daar 'n mate nou, wat julle nou weet, of ek sê wat julle nou weet, dalk is dit al ou nuus in Natal cricket of in sport, waar jy daai borg het wat, soos jy sê, hoe skep ons 'n meer professionele, gee net vir jou geld, hoor die bel, ons soek soveel mense in die stadion wat ons handelsmerk sien, of ons soek dit, jy weet, ek wil sê, daai brand awareness nonsens wat 'n plek het, maar nie noodwendig geld in die bank is nie, of is daar, jy weet, is hierdie die eerste keer wat jy sê, hang aan, ons het hier's borge wat 'n pad wil stap, over and above daai check, is hierdie normaal, of is dit iets niets? Ek dink nog altyd die ou vraag van, of daai ou stelling van vraag en aanbod is nog steeds van toepassing. Ek het so 'n paar dinge wat ek ook geleer het, of wat vir my uitgestaan het as 'n leier, en ek dink die een ding was net om te luister. En ek dink daai sê ding is 'n leier wat nie luister na sy mense nie, sal op die ou ende omring wees met mense wat niks wil sê nie. En ek dink dis amper vir my een van die grootste goed met borge nou is om te luister, om hulle te leer ken, om te besef wat wil hulle uit dit hê, want dit, ek dink 20-30 jaar terug, miskien was dit 'n meer amateur omgewing wat ouens net betrokke geraak het omdat hulle lief was vir die spel. Jy het nog steeds baie van hulle wat betrokke raak omdat hulle lief is vir die spel, maar jy het ook nou aan die ander kant dat jy 'n ou wat voel, yes, as 'n besigheid wil ek aan die ontwikkelingskant betrokke raak, of ek voel sterk oor vroue sport, of ek voel yes, ek hou van die stadion, of ek wil bloot my vriende bring om saam met my wedstryd te kom kyk. So, elke borg se behoefte verskil, en elke maatskappy het sy eie doel wat hy wil bereik met hierdie borgskappe. So vir my, is eerstens om te luister, om hulle te leer ken, en wat wil hulle eintlik bereik daarmee, en dan om vir hulle, na aanleiding van wat hulle begroting is, of wat hulle beskikbaar het, is om vir hulle dan 'n produk amper te bou, wat pas by wat hulle belangstelling is. En dan weer eens, wat ek ook al gesien het, is, as jy hulle reg hanteer, en jy amper over-deliver, in steede van over-promise, dan bly daar ouens by jou, en hulle 10-1 brei uit, en selfs weer eens, deur die moeilike tye, het ons ouens gehad wat moeilikheid met hulle eie besighede gehad het, wat ons ook net gesê het, ouens, moenie worry nie, kom ons kom deur hierdie jaar, en ons kyk, hoe kan ons mekaar help, en dan kan ons weer in die toekoms bou, en ek dink daai tipe van 'n mindset is iets wat 'n ou moet hê. So ja, vir my, borge, ons het 'n ongelooflike familie van borge amper nou, ons maak ook 'n punt daarvan om hulle gereeld by mekaar te kry, want ons baie, ek dink 'n groot waarde vir enige besigheid is collaboration. En ek dink as ek die regte ouens in dieselfde kamer kry, dan maak ek weer ander deure vir die ouens oop wat hulle nooit gedink het hulle gaan deur cricket kry nie. Maar die feit dat jy nou ewe skielik Hollywood Bets, kom ons vat nou weer Hollywood Bets, sit nou al hulle takke se aircons kom van Fourways air conditioning af, of Distel se drank mengel, hulle maak seker weer dit kom uit by Alcastle se outlets, of wat ook al dit mag wees. Dit is net vir my, jy collaborate, en jy skep geleenthede vir mense om saam te werk, en ek dink dis iets wat ek nogals, ek love dit, ek moet sê, om mense te kry, om saam te werk, en om geleenthede te skep, wat ewe skielik nuwe deure oopmaak. Yes, ek is mal oor daai wat jy nou gesê het, ek is bly ons eindig ook met dit, want ek kan nie genoeg saam met jou stem nie, jy weet, is daai,
uit en uit ek wil sê dis sinergisme, maar dis ook wat ek vroeër gesê het, dis daai credibility by association. Met ander woorde, jy kry toegang tot mense wat jy nie andersins sou nie, omdat jy nou deel is van 'n ek's mal wat jy sê familie van Borge. Ek bedoel dit is die familiedeel is som dit vir my baie akkuraat op en hoe jy dink. En ek dink dis vir my hoe besigheid gedoen moet word. En nie bandjies vir boeties nie. Jy weet ek praat nie van jy weet waarvan ek praat. Ek dink in 'n Suid-Afrikaanse konteks. Ons nou praat nou van meriete gedrewe. Dis hoekom jy weet jy deliver die diensproduk, jy's fantasties, maar nou wil jy jou netwerk blootstel aan hierdie top ouens waarmee jy werk en vice versa. Ja. En ek dink sport is nog altyd 'n ongelooflike platform om juist dit te skep. Heinrich, dankie weer eens. Baie lekker gewees om met jou te gesels en ek hoop julle het 'n great Kersseisoen. Sê gou vir my, ekskuus, om net terug te kom, hoe lyk 2022? Iets interessants in die pipeline? Ja, dis nog weer eens maar baie onsekerheid oor presies wat voorlê in die nuwe jaar. Maar ek dink die goeie ding wat ons met cricket gedoen het die laaste ruk is ons het hierdie bio-bubbles geskep by 'n spesifieke stadion. Al die spanne het daar gaan speel. So die goeie ding is van 'n blootstelling oogpunt af is dit dan baie makliker om dit op televisie te kry, want jy hoef net op een veld te fokus en jy kan jou SuperSport kan al hulle kameras en alles opstel vir 'n hele toernooi. En ek dink dit was weer eens met die sleg wat jy nie rondtoer deur die hele land nie, het ons nou die geleentheid gehad dat al die wedstryde op TV is. So ja, daar's altyd 'n positief as jy net hard genoeg soek daarna. So ja, dit in die nuwe jaar, ek dink ons het die 50 beer toernooi wat begin in Januarie, en dan die Mzansi Liga T20 wat nog 'n baie goeie en opwindende reeks is behoort in Februarie, Maart te wees. En dan van 'n internasionale oogpunt af is Indië geskeduleer om nou Desember, Januarie in Suid-Afrika te toer, so hopelik kan dit alles voortgaan. Maar ja, dan verder vir Keizer en cricket, ons gaan net seker maak ons beheer wat ons kan, ons kry so veel as moontlik aktiwiteite aan die gang, op so veilige manier moontlik. En ja, ek dink persoonlik is dit maar net dat ons almal moet moed hou en almal moet net voortgaan en kom ons kyk net hoe kan ons waarde toevoeg. Baie waar. Heinrich, dankie weer eens vir jou tyd, het was heerlik geweest. Dankie vir die geleentheid, ja. Mooi bly. Baie dankie dat jy geluister het. Vir 'n opsomming en notas van die episode, gaan asseblief na ons webwerf www.klipkouers.com en teken sommer in terwyl jy daar is, dan kan ons jou gereeld op hoogte hou. Baie dankie.